Is julle opgewonde om vanmôre die woord te ontvang? Amen. Right, kom ons begin. Ons het ek persoonlik, as mens vir iemand gaan bid, en die Here doen nou nie 'n wonderwerk nie, ons wil allerlei mooi dinge om vir mense te sê, weet jy, jou geloof is te min, jy weet hoe werk dit, nee. Vertel ons vir mense nie, as jy nou vir iemand bid, en jou stap daar weg, sê, nee, wel, jy het seker nou nie geglo nie. Maar jy vat geen verantwoordelikheid self vir die geloof wat jy moet hê nie. En so baie keer skryf ons die geloof, baie keer nou vanmôre moet jy praat, en die Here geruime tyd met my deel, rondom geloof soos 'n mosterdsaad. Ons het altyd vir mense gesê, weet jy wat, as jy maar net geloof het soos 'n mosterdsaad, sal jy vir hierdie berg sê. Nou al baie keer by mense was myself, as ek al wegstap, en die dooie het nie opgestaan, en die blinde sien, en die dowe hoor, en dan sê ek, wel, ek het seker nou maar nie, of dalk nie daai persoon, iewers het een van ons net nie daai genoeg geloof nie. En dit was nooit die waarheid nie. En ek gaan vanmôre 'n woord met jou deel, en mag jy die woord jou vanmôre vrymaak, mag jy die woord vanmôre vir jou hoop gee, mag jy die woord vanmôre in jou gees iets niets weer vanmôre lewendig maak. Amen. Ons is nie geroep om normaal te wees nie. Normaal is boring. Ons is geroep om in die supernatural te leef en te functioneer. En dit is amazing. Ek en jy kan niks omtrent doen nie. Ons kan net in dit instap en in die krag van God begin functioneer. Want dit is waar ek en jy veronderstel is om gemaklik te wees. Maar dit gaan nie oor ons vermoë nie. Ek kan nie 'n dooie opwek nie. Ek kan nie 'n blinde laat sien nie. Maar ek ken iemand wat wel kan. En as ek net vanmôre verstaan, en na vanmôre gaan jy verstaan. En na vanmôre gaan jy anders na jou omstandighede kyk en met hulle praat. Amen. So mag die Here jou vrymaak. Kom ons lees. Wat sê die woord? Matteus 17, vers 14 tot 20. Ek gaan net so 'n paar gedeeltes lees en dan gaan ons vanmôre na die woord. Hy sê, toe het hulle weer by mense gekom, met 'n man voor hom kom kniel en gesê, Here, ontferm u tog oor my seun, want hy is geestelik versteurd en hy ly verskriklik. Hy val dikwels in die vuur en dikwels in die water. Ek het hom na u disippels toe gebring en hulle kon hom nie gesond maak nie. En Jesus kyk tot die disippels en hy sê ongelowige en ontaarde geslag. Ek gaan nie die Here met my daai twee woorde sê nie. Ontaarde, ek kan nie ooit daai woord in my lewe gebruik nie. Ontaarde geslag, het Jesus gesê, hoe lank moet ek nog saam met julle wees? Ek het dit my geruk. Hoe lank moet ek nog julle verdra? Bring hom hier na my. Jesus het die bose gees skerp aangespreek en gesê, van die seun af, dat hy van die seun af moet weggaan. En van daardie oomblik af het die seun gesond geword. Die disippels het toe alleen na Jesus toe gekom en gevra, waarom kon ons hom nie uitdryf nie? En Jesus sê, omdat julle geloof te klein is. Hy sê toe vir hulle, dit is verseker sê ek vir julle, as julle maar die geloof het, so groot soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê gaan, staan daar aan die ander kant. En hy sal gaan, en sê hy, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Goed. Jy weet, ons lees baie keer die woord, maar as die gees van God nie die woord oopmaak nie, dan bly dit net 'n geskrewe woord. En ons het nodig dat die gees van God die woord vir ons oopbreek, sodat ons in die gees sal verstaan wat die Here met ons probeer deel. En ons kyk in die gedeelte, dit is interessant dat Jesus die gedeelte van die mosterdsaad gebruik, presies daar waar 'n pa sy seun na Jesus toe, die disippels toe gebring het om vir hom te bid. En omdat dit nie gebeur nie, gebruik Jesus die gelykenis van die mosterdsaad. Nou, ek wil vanmôre vir jou iets, 'n mosterdsaadjie is seker die kleinste saadjie wat daar is. As ek hom vanmôre hier vashou, gaan jou nie eens kan sien nie. Hoekom het Jesus nie gesê die geloof soos 'n groot soos 'n sandkorreltjie nie? Want dit is amper dieselfde ding. Hoekom gebruik hy 'n mosterdsaad? Hoekom sê hy, as jy vir hierdie berg sal sê, en die Here praat met my eendag, en die Here sê vir my, sê seun, ek het nie julle geroep om berge daar buitekant te gaan. So kom ons sê, ons bly nou in Klaas, ons sê, ek wil so graag hê die Drakensberge moet hier so wees, of Tafelberg, kom ons skuif hom. Dan hoef ek nou nie see toe te gaan nie, dan kan ek sommer net hier bly. En dan is Tafelberg sommer nou net hier. Ons is nooit geroep om fisiese berge te skuif. En die Here gee hierdie openbaring vir my, en ek wil hier vanmôre in jou gees vanmôre ontvang wat God vir jou gaan sê.
Die potensiaal lê in die saad. Hallo? Selfs in die kleinste saadjie het God potensiaal ingebou. In daai klein mosterdsaadjie het God in hom ingespreek en gesê, en as jy hom net so vat, jy kyk, hy lyk so na niks. Het gaan nie oor die grootte van die saad nie, dit gaan oor die potensiaal wat God in hy saad ingeplaas het. Wil ek nog iets vir jou vra? Ons gaan nou daarna kyk in die woord. As daai mosterdsaadjie, as jy hom nou vat en jy plant hom kon nie, en jy gooi hom in die grond, en jy gooi nou die grond bo hom, dat jy nou wil hê hy moet nou groei. Vir daai saadjie, wat lê bo op hom? 'n berg. So die Here sê, hy sê, as jy geloof het soos 'n mosterdsaad, sal jy vir hierdie berg sê, wat 'n berg? Die berg wat bo op my lê, wat my probeer weerhou, om te wees wat ek moet wees. Daai pa, wat na Jesus toe gekom het 'n berg gehad, sy seun was verniel. Dis 'n berg. Dis iets wat hulle gesin weerhou, om uit te kom waar hulle moet uitkom. En die Here sê, jy kan met hierdie berg praat. Maar die vermoë is vanmôre in die sterf van daardie saad. Nou kom ons gaan gou iets 2 of 3 verse lees. Lê jy die woord moet vanmôre die woord verklaar vir jou. As jy vanmôre gaan lees, Johannes, ek gaan nou al die verse, dis te veel. Nou ek middag sê ek preek te lank. Johannes 12 vers 24 sê, hy sê, as die saad nie in die grond val en sterf nie, dan sê hy, dan gaan daai saadjie alleen 'n saad bly, gaan alleen wees. Maar sê hy, nou wil ek vir jou vra, hoeveel mosterdbome is daar in een saadjie? Dankie Franna. Daar is nie 'n beperking van hoeveel bome in 'n mosterdsaad, want as jy daai saad vat van die eerste boom, wat jy nog, en as jy dit hou net nooit op nie. Nou dit is God se hart. So hoeveel saad is daar in 'n mosterdsaadjie? Ontelbaar. Hoeveel bome is daar in 'n mosterdsaadjie? Ontelbaar. Hoeveel saad is daar? Ontelbaar. Hoeveel potensiaal is vanmôre in jou, as jy net vanmôre sal verstaan, wat God vanmôre vir jou probeer sê. Maar dan sê die woord, hy sê, as jy nie gaan in die grond val en sterf nie, gaan jy alleen bly. Maar as jy vanmôre sal bereid is om jou lewe af te lê, as jy vanmôre bereid is om te sterf, dan sê die Here, daar's geen beperking wat in jou lewe kan gebeur nie. Amen. Die potensiaal lê in die saad. Okay, so, ek het 'n ou oomie gehad, wat gesê het, ons grootste probleem is die onheilige drieling. Weet julle wat is die onheilige drieling? Me, myself and I. Dis ons grootste probleem lê hier. Dis hoekom Jesus 'n doringkoon gebraai. Die meeste spykers was hier. Hierdie oorlog hierbo. Ons beperk om uit te kom waar God ons wil hê, want ons wil uitredeneer, maar dit lê eintlik hier. Die potensiaal lê in die saad. Het jy hom? Maar as die saad in die grond val en sterf nie, dan bly dit alleen. Maar as dit in die grond val en sterf, genade amazing, gaan nou weer uitkom. Kom ek gee vir nog 'n vers. Galasiërs 2:20 praat. Dan sê hy, hy sê nie langer ek wat leef nie. Die dag toe ek in my hart, en jy jou hart en jou lewe aan Jesus gegee het, en jy tot wedergeboorte gekom het jy gesterf. Want jy was veronderstel om te sterf. Iemand moes jou daar baie mooi vertel het, luister my meneer, mevrou, vanaand is jy nou eintlik dood. Ons is nie so mooi vertel nie. Ons dog nog ons kan opstaan en lewe. Nee, ek het gesterf. Dit gaan nie meer oor my nie, dit gaan nie oor my drome nie, dit gaan nie oor my behoeftes, niks nie. Dit gaan oor hom. Dan sê Galasiërs so mooi, sê die lewe wat ek dan nou leef ek, en ek wil net so vinnig net lees, dat ons dan net die woord so vanmôre in ons gees inkry. Hy sê dit so mooi in Galasiërs 2:20. Gaan skryf dit neer en dan wil ek hê dit gaan lees. Hier is dit, so staan geskryf, Galasiërs 2, vers 20 sê. Nou moet ek eers in die Afrikaanse Bybel. Hy sê, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God,
wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te leef. Die lewe wat ek leef ek in die geloof op grond van wat hy vir my gedoen het. Op grond van hy wat nou binne my is. As jy na iemand toe stap om vir iemand te bid, dan stap Jesus eintlik na daai persoon toe om vir hom te bid as jy gesterf het. Nou die aand toe bel my seun my en hy vra vir my iets en ek sê vir hom, hy sê my, Dad, ek bid en die Here hoor my nie. Hy sê, dan vloef ek die silie vast, wat ek nog baie keer nog gesê, hoekom, waar jy oor die silie, God bly binne, waartoe bid jy? Hy sê, hoe ver wil jy nou bid, my kind? Hoe hard wil jy nou skree? As God nou gekies het, en as Jesus nou gekies het om my sy woning te maak, hoe ver wil jy dan bid? Sien, ons is so verkeerd, pastoor, die Here, kom by. Hy woon hier. Ek het nodig om hier met hom kontak te maak. Want hy leef hier. Hy kon nie nog nader aan my en jou kom bly nie. Hy het gekies om die naaste aan jou te kom wat hy kon. En jy het sy blyplek geword. Baie keer gaan ons deur goed. Ons dink ons gaan alleen daardeur. Elke sug, en elke traan, en elke lag, en elke blydskap beleef hy intens saam met jou. Hy bly net hier. Alles wat jy deurgaan, gaan hy saam met jou deur. Maar hy wil so graag hê dat jy die krag wat dan hy is hier binne in jou sal dan daarin sal inplak om die omstandighede dan tromp op te loop en te sê. Dan baie interessant, dan skuif die verhaal van die pa met die seun en hy sê, as jy vir hierdie berg sê, so as die mosterdsaadjie nou nie in die grond val nie en die potensiaal is in die saad en hy kan ontkiem en hy kan iets wonderliks word, dan sê maar, dan moet jy nou vir hierdie berg sê. Hy sê moet hierdie berg begin praat. En dis Bybels baie korrek. En dit is so mooi, en ek gaan dit net vandag vir jou noem, te veel verse af, môre aanhaal nie. In Jakobus 3, kom die woord die skrywer praat van, hy sê, het jy al skepe gesien? Hy sê, skepe word jy kragtige winde aangedryf. En hy sê, daai skepe, alhoewel hulle deur kragtige winde aangedryf word, hy sê, hulle het 'n roer, hy sê, en daai roer sal bepaal waar daai skip eindig. En dan sê hy sê, die Here vra my, hy sê, sien jy die roer van 'n skip? Hallo? Om kon nie sien 'n mens die roer van 'n skip? Nee, om kon nie. Middelk. Waar is hy? Waar is die roer? Onder die water. Okay. Jy sien, ons wil ons tonge hier buitekant laat klap. Ons wil vir mamma vertel hoe ek voel. Of vir mense vertel, my opinie gee. Hier buite. Almal moet my tong sien klap. Daar's 'n plek waar jy jou tong laat klap. Dis daar in die binnekamer met jou pa. Dat jy nie nodig om jou tong te laat klap op ander plekke nie. En daai tong, daai roer, as jy hom in die water sal sit, want die water is 'n geestesmensie, dis wat die Here eintlik daarvan sal vertel. Die Here sê, as jy jou tong op die regte plek sal laat funksioneer, dan sal jou tong op die regte plek bepaal waar jou skip gaan eindig. Dis baie diep, nee. Ons word goed vertel. Ons bid en ons doen goed en niks gebeur en ons verstaan nie hoekom dit nie gebeur nie. En ons bid oor goed. Openbaring sê die woord, hy sê daar in die hemel is daar bakke, skottels, praat die Openbaring van. Hy sê daar skottels in die hemel, hy sê en die gebede van die gelowiges word daar opgevang. En op die regte seisoen, as God dink dis die regte seisoen, dan gaan God daai skottel dan uitgooi, laat daar iets in jou lewe, en dan vra die Here vir my sê, wat is in jou skottel? As ek nou vanmôre iets in jou lewe moet uitgiet om jou te bless, wat het jy in jou skottel gesit? Here sê, dood en lewe lê in die mag van die tong, en die wat dit gebruik sal die vrug daarvan eet. Dood of lewe. So jy moet so versigtig wees oor wat jy sê.
Jy sien, al wat die saad doen is, as Jesus in my woon, en ek het tot wedergeboorte gekom, en ek is gebore uit onverganklike saad, ek gaan nou vir jou lees, het jy geweet? Die woord sê, as ons tot bekering gekom het, is ons nie gebore uit verganklike nie, maar onverganklike saad. God se saad. Het jy geweet? Ek gaan nou vir jou sê, 1 Petrus 1, vers 23, ek gaan skryf dit neer. Jy, meneer, mevrou, jou wedergeboorte het plaasgevind omdat God jou gekom gewederbaar het uit onverganklike saad. Hy het homself in jou lewe kom deponeer. En daarom kan die Here vanmôre vir jou kom sê, uit die plek van die potensiaal in die saad, God se saad, waarmee hy jou kom wederbaar het, kan jy nou vir jou omstandighede sê, op grond van dit wat God kom doen het, kan ek nou vir hierdie berg sê wat hier bo op my lê, sê you gonna move. Hy sê so mooi daar, hy sê vir hom skuif daai kant toe. Oom Don Lennart het altyd as hy gepreek het by plekke, dan sê hy die hele week het hy sy seun gebid en vir die duiwel gesê, ons bedien in Prieska hierdie week. Hy sê, gaan die duiwel Prieska toe dan bedien in Van der Bijl Park. Ek het altyd so gelag en ek sê, om Don die duiwel is nie so stupid nie. Maar hy het altyd gebruik, ek sê, jou woorde. Pas op wat jy sê. O, ons land is in die moeilikheid. Shame. Nee, hy is nie. Die Here gaan alles uitsort. En die goed wat in die donker gedoen word, gaan in die lig openbaar word. God gaan geregtigheid en alles in Suid-Afrika doen wat hy beloof het. En miljoene mense gaan gered word. Soos môre gesing in die strate. Ons kinders gaan weer in die strate partytjies hou. En die strate gaan die veiligste plekke wees. Streets to dwell in. So gevolg van die teenwoordigheid van God. Het gaan gebeur. Herlewing is op pad. Maar pas op wat jy sê. So as God nou vanmôre by jou skottel moet kom, Frikkie, en die Here moet vanmôre nou iets uit jou skottel uitgooi. Wat is in jou skottel? Wat het jy hom gegee om mee te werk? Jou woorde. Wat is jy besig op hierdie stadium om vir God te bid? So jy moet nou vanmôre na jou berg kyk, wat dit ook al vanmôre is. En jy het dus tyd vir jou vir daai berg te sê, jy gaan skuif. Ek sit vandag met my skoonma by die huis wat half pad verlam is, vol van 'n struik. Ek het my vrou gesê, hierdie week is die week wat ons vir daai omstandighede gesê, jy sal skuif in die naam van Jesus. Ons het nie nodig om normaal te wees nie, mense. Ons het nie nodig om normale verwagtinge te hê nie. Ons mag bonatuurlik, ons moet bonatuurlike verwagtinge hê. Ons moet die normale goed, ons moet die berg wat vanmôre, die veld in jou lewe, ons moet daai goed aanspreek. Maar nie met jou vermoë nie. Maar met die vermoë van die saad wat God binne in my en jou lewe. Weet jy so mooi is wat die Here doen, hy sê, hy vat die geloof van 'n mosterd, vat hy saadjie en sê, van al die sade, en ek gaan nou vir jou lees, is so mooi, hy sê, van al die sade, het hierdie klein saadjie, het ek binne in hom, het ek mosterd gesit. En daai saad is weer 'n vrye boom, en daai saad is weer 'n appel, en daai saad, en hy sê, maar hierdie klein, selfs hierdie saadjie, kan grond skuif. So vol van die potensiaal. Vanmôre wil ek hier moet opgewonde word oor die potensiaal van God wat binne in jou is. En dalk in die vyand, jy sien, al wat die vyand doen is hy wil hê jy moet stil bly. Jy hoef nie sonde te doen nie, jy hoef nie erg rof te leef nie, jy kan dit ook doen as jy wil, dit is terrible. Maar jy kan net stil bly, dan die vyand sal ook oorvat. Sê vir iets baie slegs om te gebeur vir ons nie, jy hoef net niks te doen, jy sal nie af vir iets slegs gebeur, jy kan net stil bly. As ongeregtigheid kom, Adam staan daar en hy sê niks. En daarom het God my en jou woorde nodig om te begin spreek en te sê, hy sê, praat met jou berg. So jy moet nou vandag intensief en intentioneel hier buite kan uitgaan en spesifiek gaan sit en skryf en sê, van hierdie oomblik af gaan ek met hierdie situasie praat in die naam van Jesus. Sê, hallo berg, jy sal skuif. Berg, hoor jy my? Jy sal skuif in die naam van Jesus, jy sal skuif. Jy is nie langer welkom in my lewe nie. Ek gaan groei deur hierdie situasie.
En ek gaan 'n boom word. En ek gaan die potensiaal van God in my lewe deurbreek. Amen. Right. Kom ons gaan aan. Romeine 4, vers 16 en 17. Ek wil dit tog vir jou lees, dit is net so mooi. Ek gaan nou vir jou Korintiërs lees, maar kom ek lees eers vir jou Romeine. Romeine 4, vers 16 en vers 17 sê die volgende. Hy sê, in die Bybels wat se versies in die middel van alles staan. Daarom het die belofte deur die geloof en dus uit genade tot Abraham gekom, sodat dit van krag sou bly vir die hele nageslag. Dis nou ek en jy. Dis nou, jy kan nou amen sê en bly raak. Jy nou hardloop in die kat skop en die hond byt en opgewonde raak oor wat die Here vir jou doen. Asseblief moet dit nie doen nie. My vrou moet nie meer nou hoor nie, dan gaan sy my iets aandoen. En sy nageslag is, dit is mooi, en sy nageslag is nie net die wat die wet ontvang het, maar ook die wat glo, soos Abraham geglo het. Hy is immers die vader van almal, dan sê hy vers 17 sê, soos daar geskrywe staan, ek het jou die vader van baie nasies gemaak. Dit is hy in die oë van God in wie hy geglo het. God wat dooies lewend maak en dinge wat nie bestaan nie tot stand bring deur sy woord. Dinge wat nie bestaan nie tot stand bring deur sy woord. Jy kan vanmôre voor die omstandighede gaan staan en voor jou situasie staan en voor jou berg staan en sê, ek staan vanmôre voor jou, al sien ek nog niks nie. As hy saadjie in die grond val, dan sien hy nog niks. Hy voel maar deels soos die sand en alles wat op hom is, en hy voel deels soos die stof. Maar as die water begin val en die son begin skyn, dan begin hy saadjie homself so regskuif. Want daar's die potensiaal is in die saad, en dan gebeur daar iets natuurlik. Hy ontkiem. So die Here sê, hy sê ons moet daai goed roep wat nie bestaan nie, asof dit al reeds bestaan. So jy moet begin reg praat, al sien jy nog niks. En jy moet bly roep, en bly praat, totdat die deurbraak in jou lewe gekom het. Vanmôre weer vir jou sê, as jy vanmôre hier so sit, jy is nie geroep om normaal te wees nie. Ons is geroep om 'n peculiar people te wees. Party van julle kyk, dan kan ek glo die Here het 'n peculiar people gemaak. En dit baie keer sê mense, maar jy is anders, ja ek wil wees asseblief, ek wil nie wees soos ander, normal is boring. Goed. Nou, hierdie gedeelte wat ek nou vir jou gaan lees, en ek gaan met dit afsluit. Ek wil eers net vir jou iets noem, en ek wil nie te veel daarop op aandag gee, ek wil net vinnig noem. En dan gaan ek teruggaan na 1 Korintiërs 15 toe. In Matteus 13 vanaf vers 18 praat hy oor die saaier wat gaan om te saai, en dan sê hy, daar is sekere goed wat gebeur en dat die saad nie ontkiem het nie, of het ontkiem, maar dit het nie 'n oes gedra nie. Die Here het my so gebless met hierdie woord. Nou wil jy dit self gaan lees. Van die saad het langs die pad geval, van die saad het in dorings geval, van die saad het in die rotse geval, nou was nie diepte gewees nie. Daar's goed wat jy jou mee kan besig hou en gaan lees daai gedeelte, wat is nie belangrik dat ek dit nou lees, ek wil jy moet dit gaan lees. Wat maak dat jy nie vanmôre kan by jou potensiaal uitkom nie? Omstandighede, my diepte van my verhouding met die Here, omdat ek vanmôre dalk langs die pad lê en ek nie meer lus is nie. Moeg geraak het, die pad te loop. Hoe jy vir jou sê, ek weet nie hoe te wees, volgens in my gees, die vyand wil jou net stil maak. En ek dink is miskien vir môre mense, dat die lewe het jou so pak slaag gegee, dat jy by 'n plek gekom en jy sê, ek wil net niks meer sê nie. Om maar net stil bly. Dan die vyand gewen. As hy jou stem kan steel, het die vyand gewen. Maar as jy vanmôre opnuut die woord en die potensiaal van God se saad besef, en jy kan vanmôre in die gees gaan opstaan en sê, ek sal nie stil bly nie, ek sal oor hierdie situasie praat, en ek sal die woord van God oor hierdie situasie bly spreek, totdat. Ek in Middelburg in Rian die week gepraat gesê, weet, wat gebeur as die vyeboom nou nie bot nie? Dan word ons mismoedig. Nee, jy weet, hierdie geestelike goed werk nie, ek bid al 50 jaar vir my pa. Ek bid al soveel jare vir my vrou. Glo my, sy bid vir jou ook, en sy het voel dieselfde soos jy. Niks gebeur nie.
Net baie keer. Ons kan nie ophou nie. Ons kan nie ophou glo nie. Ons kan nie ophou hoop nie. Ons kan nie ophou vra nie. Want die potensiaal is, dis nie in jou vermoë dat dit gaan gebeur nie. Die regte tyd sal God daai saadjie laat ontkiem as jy sal geloof, getrou sal wees. Amen. In God se tyd, dis nie in jou vermoë nie. Maar moenie ophou nie. So Matteus 13 vanaf vers gaan lees asseblief. So daar kan wees dat God sy woord spreek en dat dit nie in jou lewe gebeur as gevolg van bekommernisse, as gevolg van die diepte van die grond, as gevolg van ensovoorts. Okay. Nou wil ek vir jou gaan lees 1 Korintiërs 15. Dit het my so gebless. Is jy reg om hierdie te hoor? 1 Korintiërs 15. Ja, vanaf vers 36. So dit sê. Hy praat van die opstandingsliggaam. Ja, toe ek het lees myself, wow, dit is presies wat hier gebeur, die opstandingsliggaam. Hy sê, maar iemand kan vra, hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggaam sal hulle hê? Hy sê, dis 'n dom vraag. Wat jy saai kom nie tot lewe tensy dit eers sterwe nie. Dis maklik, né? As jy in jou lewe is, sal jy met lewe dan moet dit tot sterwe kom. En net vinnig iets doen is baie belangrik. Jy agter ons God vir jou droom gee. Die Here gee vir Josef 'n droom en die Here sê vir jou broers gaan voor jou buig en die volgende toe buig hy voor sy broers. Toe kom presies die teenoorgestelde wat God vir hom gesê het. Jy sien, as jy God vir jou droom gee, moet jy weet, daai droom gaan nie sterf fisies. Dat God dit bonatuurlik kan opwek. Dit is presies so. So as God vir jou droom gegee het, moenie kyk na omstandighede en sê, ag, dit werk nie. Nee. Baie keer gaan presies die teenoorgestelde gebeur wat God vir jou droom ook gegee het. En omdat ons dan so emosionele mense is en vleeslike mense is, sê ek, ag nee, hier ek dan gaan droom, my broers gaan buig en nou buig ek is in 'n gat, ek is in 'n put en ek is weg. Hy sê nee, dit sal gebeur as jy sal sterf. Kom ons gaan aan. Hy sê wat jy saai kom nie tot lewe tensy dit eers sterwe nie. En wat jy saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie, maar as 'n blote saadkorrel, of dit nou koring is of iets anders. Maar God gee 'n gestalte daartoe. Die potensiaal is in die staat. Hy sê God gee 'n gestalte daaraan. Ja. Soos hy bepaal het, aan elke saad die soort gee hy sy eie gestalte. Hy sê die vleis van die lewende wesens is nie alles eenders nie. Daar is verskille tussen vleis van mense, van diere, van voëls en van visse. Hy sê daar is hemelliggame en daar is aardse liggame. Die glans van die hemelliggame is anders as die. Dan sê vers 42 sê, so is dit ook met die opstanding van die dooies wat gesaai word, is 'n verganklike en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word in gering en word in die heerlikheid opgewek. Wat gesaai word in swak, word in krag. Vat net daai 3 goed. Hy sê, as dit in daai situasie gesaai word, dan staan totaal iets anders erop. As dit nie krag is nie, dan swakheid is, dan staan dit in krag op. So wat God ook al in jou lewe saai, wat God wil doen, as jy dit sal laat sterf en vir God sal vertrou, sal die teenoorgestelde opstaan as wat jy fisies gedink het. En dan sluit hy die gedeelte af wat sê. Hy sê, die natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Weet jy vanmôre wie is jy? Jy is 'n geestelike reus. Een van my vriende kry hom in Witbank wil bel met die nag, 'n groot trok hom plat gery. Hy ry so 1400 dis Sambakkie. En die trok het boor hom gery. En ek jaag hospitaal toe en dan kom die sê vir my hy's dood. Ek sit buite en wag vir sy vrou om uit te kom uit die teater uit. En volgende kom die dokters weer terug en sê, nee, hy lewe. En Piet vertel my, hy sê, toe die trok omry, het hy sy liggaam uitbeweeg. Hy sê dit homself, hy saam met sy liggaam so hospitaal toe, en hy het in die teater waar hulle hom probeer bybring het hy so gestaan en kyk geholwer, so, hy sê so buitekant sy liggaam, hy sê, maar hierdie liggaam wat ek in was, hy sê, Pieter is amazing. Hy sê, daar lyfie daar op die teater,
tafel gelê, net so klein en hy sê, maar hy sê hierdie geesmens, hy was amazing. Hy sê, ek het geen pyn gehad, hy sê, ek kyk hoe werk jy met daai ou en rukkel hom en skok hom, en hy sê, nou, ek het geen pyn nie. En die Here sê, vir jy moet teruggaan. En hy sê, sy woorde was, hy sê, Here, hierdie lyf kan nie in daai lyf ingaan nie. Staan jy vanmôre? Yes. Hierdie is nie jy nie. Binne in jou is die gees van God, wat jou gewederbaar, onverganklike saad. Met die potensiaal van God binne in jou. Hy sê die volheid van die Godheid bly nou binne in my en jou. En daarom kan ek vanmôre, nie op grond van my woorde nie, maar op grond van die woord van die Here vir omstandighede sê, in die naam van Jesus, jy sal skuif. Ek kom na jou toe, soos Dawid gesê het, nie met dit en met dit, ek kom na jou uit in die naam van die Here. En daarom kan ek van goeie sê, jy gaan skuif. Ek kom na jou uit in die naam van die Here. So mense, terwyl ek daar gesit het, as jy vanmôre hier gesit het en jy voel, weet jy wat, dinge het net te veel geword. Ek is moeg, sit langs die pad. Ek is nie eens meer op die pad, ek is moeg. As jy vanmôre hier so sit in die omstandighede, die druk van die wêreld het te veel geword, is die woord vanmôre vir jou. Die potensiaal, die krag lê in die saad. Nie op grond van of jy geloof nie, die krag lê in die saad. En God het in daai saad ingebou, jy vanmôre kan uitstyg, en ek sluit hiermee af, ek is soos 'n goeie pastoor, ek land 20 keer. En as jy kom so aan die aanloopbaan en dan, nee, land ons weer, ek gaan nou land. Die wiele is nou uit en alles is nou reg. Jy weet jy hoe mooi is die woord, hy sê, die ander gedeelte in Matteus 14 praat hy ook van 'n mosterdsaad wat in land geplant is en sê, dat die voëls van die hemel in die takke van hierdie boom kan kom nes maak. Ek gou vinnig 'n mooi is die woord. Jesus kom en hy word gedoop. Nou in Genesis was Jesus die boom, die tipe van as 'n boom van die lewe, die ken die boom van die lewe, is 'n tipe van Christus, né? Hy was nog altyd die boom van lewe, in die Openbaring is hy nog steeds die boom van lewe. Waarvan ons eet en leef, boom, die vrug van die boom, mooi. In elk geval, Jesus kom en doop hom, en hy gaan in die water, hy staan op. En wat kom sit en op hom? Daar kom sit 'n duif. Hy sê dat die voëls van die hemel in jou takke sal kom nes maak. En dan as jy gevul word met die Heilige Gees, dan kom woon die Gees van God. So die Here wil hê jy moet 'n boom word, so en die Gees van God, die voëls van die hemel, die geestesdimensie in jou sal kom nes maak. Ons is hier, as ons vanmôre, as jy gebed nodig het, as jy vanmôre voel, weet jy wat, ek het regtig nodig dat God moet deurbreek. Maar vanmôre het God vir jou 'n model gegee wat hy vanmôre vir jou wil kom sê, ek het my potensiaal binne in jou kom plaas. Wat meer het jy nodig? Het is tyd dat jy met jou werk sal begin praat, op grond van die woord van God. Nou vanmôre het 'n gebed doen, en dan gaan ons afsluit, en vanmôre oorgee. Ek gaan vanmôre, wil ek met jou berg praat. Soos Jesus gepraat het met daai pa se seun se berg. Ek wil vanmôre vertrou ek die Here, dat die Here 'n wonderwerk in jou lewe sal doen. Dat vanmôre dat daar iets in jou lewe op sal staan in krag. Kom ons sit hier so, dan bid ons saam. Vader, ek wil vanmôre kom, Jesus, soos wat U gemaak het met die pa, met die maansieke kind. Hier sit vanmôre mense wat nie eers sal sê nie, maar Here, hulle staan voor 'n krisis. Omstandighede druk hulle vas en sit moedeloos langs die pad. Dorings en distels is besig om hulle die lewe uit te druk. Vanmôre wil ek in die naam van die Here van die leerskare kom, en ek wil vanmôre vir jou berg kom sê, jy sal skuif. Daar's geen rede dat jy nie gaan skuif nie, daar's nie 'n argument dat dit nie sal gebeur nie. Jy sal skuif in die naam van Jesus Christus ons Here. Ek sê vir dankie Vader, dat vanmôre in die harte en in die gees van die kinders hoop sal kom.
Het hulle vandag hier sal uitstap en sê, ek gaan nie opgee nie, ek gaan nie ophou om die woord van God oor my omstandighede, oor my man, oor my vrou, oor my finansies, oor my huwelik, oor my omstandighede, oor my besigheid, maak nie saak wat dit is nie, oor my siekte toestand, ek sal nie ophou om die naam van God oor my omstandighede te roep, totdat daar 'n deurbraak gaan kom in die gees nie. En dan sê vir dankie daarvoor, Vader, Hebron sal 'n plek wees, waar daar mense as saad gesaai gaan word, en kragtige bome gaan opgerig word, sodat die voëls van die hemel, en hier by Hebron se mense en hulle bome, sal kom nes maak, en ons sal die dorp, die area en Suid-Afrika sal ons inpak op grond van die woord van die Here. En ons sê vir dankie daarvoor, Here, in Jesus se naam.